Geliefdes, ek groet u een en elkeen dan in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek moet sê, ek het vanoggend vroeg en vanoggend in ons gebedstyd ook regtig vir die Here vertrou en gebid en gevra, Here, stuur ons mensies vanoggend kerk toe. Bring hulle weer bietjie bymekaar. Nie omdat ons dit as 'n pligspleging het nie omdat ons voel dit moet so wees nie omdat dit net die regte ding is om te doen nie, maar omdat dit vir ons lekker is om die Here te dien wanneer die liggaam van Christus bymekaar is. En soos wat ek die voorsang bygewoon het en gesing het vanoggend en ek gesien het hoe daar siel vir siel by hierdie kerk inkom, het ek net die Here geloof en gedank en gesê, dankie Here vir elkeen wat u gegee het. Dankie vir elkeen van julle wat hier is vanoggend, ons waardeer dit regtig. Ons weet dit is koud en dit is maar 'n moeilike tyd van die jaar en mense is siek, julle gaan hoor, ek het ook so 'n aaklige blaffie wat so elke nou en dan uitkom, maar ons is regtig die Here baie, baie dankbaar vir elkeen wat hierso is. Baie, baie welkom hier in die huis van die Here. Ek wil vinnig vir ons 'n paar afkondigings voorhou namens die eerware kerkraad. Vanoggend was daar gebedstyd om 8:00 die oggend. Ons het dan 'n tydjie hier in die kerk saam waar ons kan bid vir die dienste wat voorlê. Erediens begin om 8:45. Daar sou 'n kerkraadsbidtuur gewees het om 3:00 by my huis, maar daardie kerkraadsbidtuur is intussen uitgestel. Weens die feit dat hulle my huis op hierdie stadium wil afkordon en isoleer as gevolg van die hoeveelheid siektes wat daar rondloop. Ek en my vrou het albei 'n lekker siekte agter die blad, so ons gaan die kerkraad dit spaar. Dan die kinderbediening vind plaas tussen 10:15 en 11:00 en dan is daar ook tussen 10:30 en 11:00, net 'n halfuur lank, is daar 'n tweede diensgeleentheid. Vanoggend wil ek graag met u 'n besondere tema bespreek en ek wil graag hê ons moet praat oor die Christen en kerk. Die Christen en kerk. Een van die dinge wat ek nogal die laaste tyd gereeld hoor is, ek is 'n Christen, maar ek glo nie meer in kerk nie. Ek glo die kerk is net 'n instansie en die kerk is net 'n geldmaakplek. So ek wil graag 'n bietjie praat oor hoe die Bybel vir ons die Christen en sy kerk beskryf. Dan hierdie week het ons woensdagoggend bidtuur om 9:30 by Tannie Rita Brinkman. Tannie Rita, ons sal net bevestig, gaan dit voort nog dan, die bidtuur gaan dan nog voort hierdie week by Tannie Rita Brinkman. Gemeente bidtuur om 18:30 by die kerk, en dan is daar geen aanlyn bidtuur hierdie laaste week voor die vakansie nie. Die groepie wat die aanlyn bidtuur bywoon het wel 'n Bybelstudie ontvang, 'n elektroniese vraelys wat hulle besig is om in te vul, en indien u graag daarvan wil deel wees, kan u net op die groep gaan kyk. Die skakel is so 'n rapsie net na die skakel laas donderdag uitgestuur. As julle vashak, vra my gerus en dan help ek julle om die skakel in die hande te kry. Ander belangrike datums, die 27ste tot 21ste Julie is dan 27ste Junie tot 21ste Julie is dit dan die skolevakansie waar ons baie opgewonde is, en dan die 28ste Junie tot die 3de Julie is dit Lofdal konferensie. Nou oom Bramele het my gebel, ons gaan later daaroor praat ook, maar Abri het 'n skoueroperasie gehad en hy het nog steke en hy's maar bietjie nog seer, so hulle gaan ongelukkig nie hierdie jaar dit tot by Lofdal kan maak nie. Nou ja, die gesprek gaan gewoonlik, die een so dood is die ander se brood, so nou is daar 'n staanplek beskikbaar. So as julle vergeet het om 'n staanplek te bespreek, maar julle het graag 'n begeerte, julle wil nog steeds Lofdal toe gaan, en jy het ergens 'n kampplekkie of 'n tent of 'n karavaan of 'n ding, kom praat asseblief met my, praat met hom Bram direk, en dan maak ons seker dat daar vir julle ook 'n plekkie beskikbaar is by Lofdal. Dan is die kerk se bankbesonderhede daar op die skerm, indien u verkies om 'n elektroniese oorbetaling van die 10de te doen, en dan vind ons op sosiale media by EG Kerk Sasolburg op al die sosiale platforms. Dan ons het gebakte beskuit. Tannie Susan van Parys gemeente bak nog vir ons heerlike beskuit teen R50 vir 500 gram. Indien julle van hierdie beskuit wil hê, kom praat asseblief met my of Jacqueline, en dan kry ons vir u die beskuit gebestel en ons kry dit ook hierso.
So, as u dit wil hê, dan moet u asseblief met ons praat. Dit is 'n heerlike resep wat die tannie daar gebruik, en die mense wat koop gewoonlik weer 'n tweede en 'n derde maal. So, as julle graag bietjie beskuit wil hê, dan kan julle met ons praat. Dan ons gebedsversoeke. Ek wil hier net 'n oomblik stil staan en vir ons net daarop laat let. Ons gebedsversoeklys is geweldig vol. En dit is 'n groot en dit is 'n lang lys. En vir 'n gemeente om so 'n lang lys te hê, beteken werklik net een ding, en dit is dat ons regtig 'n gebedslas op ons het. En ek wil vanoggend weer op 'n baie mooi en op 'n baie ernstige manier vir die elkeen kom vra. Kom ons bid vir hierdie mense. Kom ons bid regtig dat die Here hulle gaan aanraak. Ons bid regtig dat die Here hulle sal genees. Ons bid vir die beskerming van ons mense wat op die oomblik nog gesond is. Ons bid dat die Here die wat opgerig kan word sal oprig. Ek wil hê ons moet bid en bid en bid totdat daar op hierdie gebedslys omtrent niks is om af te kondig nie. Nie omdat ek lui is om die name te lees nie, maar omdat dit ons voorreg en ons taak is as kinders van die Here om saam te staan en mekaar te kan vertrou vir gebed. Ons bid dan in besonder vir Nadine Boshoff, sy het 'n operasie gehad. Ons bid nog steeds vir Rosanne Stein. Ons bid vir klein Martin Du Plessis. Ons bid vir tannie Ethel Becker. Tannie Ethel het weer komplikasies met die been gehad en hulle het nou weer 'n bietjie werk daar gedoen en sy sit maar nog steeds met baie pyn en baie uitdagings. So laat ons asseblief vir tannie Ethel ook bid. Ons bid vir tannie Wanda. Ons bid vir tannie Alet Viljoen. Dit gaan maar moeilik daar by die Viljoens om Pieter werk weer en tannie Alet is by die huis en hulle moet nou na tannie Alet omsien saam met die uitdagings wat hulle self in hulle eie liggaam het, so dit regtig ons gebed en ondersteuning nodig. Ons bid vir Abri, wat ek gesê het vroeër is besig om te herstel van 'n skoueroperasie. Oom Johan Schreder wat besig is om te herstel van 'n probleem wat hy met sy oë gehad het. Ons bid nog steeds vir tannie Ria Roos en oom Johan Roos, hulle is albei hier vanoggend waar ek baie dankbaar is, maar wat ook uitdagings met gesondheid in die liggaam gehad het. Ons bid vir oom Len van Pletsen wat ook nog besig is om te herstel en besig is om reg te maak vir volgende uitdagings met sy gesondheid en die pyne en ongemak wat hy beleef. Julle sal sien oom Ben is ook nie hier nie, dit is amper vreemd om by die kerk te wees sonder hom, maar hy lê ook op die stadium in die hospitaal en maak die susters en vir sy vrou lekker mal, maar oom Ben is ook besig om te herstel en ons is dankbaar dat dit ook met hom bietjie goed gaan. En ons bid vir tannie Rina. Tannie Rina herstel na 'n knieoperasie en sy is ook hier waaroor ons die Here baie dankbaar is in hierdie oggend. So ek wil regtig kom pleit. Moenie hierdie name net hoor elke Sondag nie. Ons lees dit nie net omdat ons dit wil adverteer nie. Hierdie moet jou gebedskaart wees wat jy invat in jou binnekamer en regtig vir die Here gaan vertrou. As ons as 'n gemeente saam bid, gaan daar groot dinge gebeur in hierdie gemeente. Ek gaan aan na die volgende. Dan 'n bietjie gelukkige nuus. Ons is baie bevoorreg om 'n verjaarsdag te vier hierdie week, die 23ste Junie. Dis nou môre, is dit mevrou Jana Lou se verjaarsdag. Sy's vanoggend saam met Dominee Reine in Parys, maar in haar afwesigheid wil ons net vir haar sê baie geluk met die verjaarsdag en baie dankie vir alles wat sy vir ons in ons gemeente doen. Mevrou Jana het in die pastorierol ingestap en sy het regtig 'n baie goeie taak, 'n baie bekwame pastoriemoeder ook geword. En ons is dankbaar vir al die harde werk wat sy in ons gemeente doen en al die liefde wat sy ook vir ons gee. So baie geluk met die verjaarsdag. Ons glo en vertrou dat dit 'n kosbare jaar sal wees wat voorlê. Dan het ons ook vir Steven Knoetse wat op die 26ste Junie verjaar en vir wie ons ook baie geluk sê in sy afwesigheid. Ons lees en gee vir hulle graag die woorde van Psalm 86 vers 4 wat sê: Verbly die siel van die knegg, want tot U, o Here, hef ek my siel op. En dit is regtig ons gebed in die jaar wat voorlê, dat hulle ook die Here sal toeroep, dat hulle siel sal ophef tot die Here en dat hulle dan in die Here ook hulle ware blydskap sal vind in die jaar wat voorlê. Baie geluk
aan elkeen wat verjaar. Dit dan wat ons afkondigings betref. Ons gaan nou saam sing How Big Is God, terwyl die kollekte opgeneem word, en jy kan net so bly sit. Daarna gaan ek vra dat ons staan en dan spontaan die volgende 2 liedere sal saam sing, in 'n baie biddende sin, en dan gaan ek vra dat die mans miskien bly staan, en die vrouens dan daarna sit, sodat ons openingsgebed daarna kan doen. Baie, baie dankie. Vader, U was die een wat aan die begin in die stilte geroep het, laat daar lig wees. En daar was lig. En vanoggend, Here, bring U weer vir ons lig. Nie soos daar die eerste keer op 'n fisiese manier nie, maar U bring lig in ons lewens. U bring lig in ons harte. U bring lig in ons gesinne, en U bring lig in ons gemeente, en U bring lig in hierdie donker wêreld en die duisternis, hoe donker dit ook al mag wees, kan U nooit oorweldig nie. U is die fakkel wat brand in ons harte. U is die flits wat nooit vergaan nie. U is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet, en aan U, o Here, bring ons die ere. Aan U, o Here, kom lê ons hierdie diens neer, en elkeen wat dit moet hoor. Aan U, o Here, kom vertrou ons vir elkeen op ons siekelys. Vir U, o Here, kom roep ons aan vir elkeen van ons geliefdes. Vir U, o Here, vertrou ons vir ons dorp en vir ons land en vir ons wêreld. Aan U, o Here, vertrou ons lewens en ons gees toe, want U, Vader, is betroubaar. U is en was en sal altyd wees. U is lig, en in U is daar geen duisternis nie. En daarom vertrou ons U. En maak ons harte in hierdie oggend stil voor U. En sit ons in die gees aan die voete neer, Here, en sê, spreek, Vader, want U diensknegte luister. Kom bring verandering in ons lewens, Here. Kom bring lig deur U gees. Kom wees hier teenwoordig, want U is en was en sal vir ons wees. Amen. Baie dankie. Ek wil graag vir u vra om u Bybels oop te maak by Matteus 6. Matteus 6. En ons gaan die baie bekende gedeelte daar saam lees vanaf Matteus 6 vers 9 tot 13. Matteus 6 vanaf vers 9 tot 13. Dit gaan ook op die skerm verskyn, maar ek lees dit graag vir ons. Daar staan: So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan net tot daar lees uit die kosbare woord van die Here. God is nie 'n mens nie. Dis baie belangrik dat ons dit sal verstaan.
Hy is nie soos 'n koning of 'n president nie. 'n Koning of 'n president is miskien vir ons 'n belangrike figuur, maar as 'n mens mooi daaroor dink, is konings en presidente en popes en wie ook al die mense verhef in die dae eintlik maar net gewone mense. Hulle het 10 vingers, meeste het 10 tone en hulle haal net so asem en sterwe net soos die res van ons. Maar nie God nie, want God is nie 'n mens nie. God het nie arm en bene nie. God het nie oë of 'n brein nie. God is nie manlik nie en God is nie vroulik nie. Daar is geen fisiese vorm wat God kan beskryf of definieer nie. God is so min 'n mens as wat 'n pottebakker 'n pot is. Hosea 11 vers 9 sê die volgende: Ek sal, en Hosea haal die Here aan wat praat, ek sal my torengloed nie laat geld nie, ek sal Efraim nie weer te gronde rig nie, want ek is God en nie 'n mens nie, die heilige in jou midde, ek sal nie kom in grimmigheid nie. In die Ou Testamentiese tyd het God homself gereeld, nie gereeld in menslike vorm eers aan die mense kom openbaar nie, inteendeel. Wanneer God in die Ou Testamentiese tyd aan mense verskyn het, was dit baie keer met sterk beelde van vuur, sterk winde, magtige aardbewings wat plaasgevind het. Vir Moses, weet ons, was hy die brandende braambos waarvan die takke nie verbrand het nie. Vir Elia was hy die sagte briesie wat beweeg het in die grot. Hy was vir die volk Israel toe hulle uit Egipte uitgetrek het 'n rookkolom in die dag en 'n vuurkolom in die dag. Vir Abraham 'n vuurvakkel wat tussen die diere by die verbond deurgestap het. Die grootste en sterkste van hierdie beelde is sekerlik in Eksodus 20 vers 18. In daardie gedeelte kom die volk by die berg Sinaï bymekaar en hulle sê vir Moses: "Bring vir ons die Here dat ons hom kan sien." En die Here gee dan toe aan hulle versoek en sê: "Ek sal aan hulle verskyn." En dan staan daar hierdie woorde: "En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand gebly." God se teenwoordigheid is so groot en so sterk. Hy is hierdie brandende berg, hierdie rook, hierdie blitse, hierdie geluid van 'n groot basuin. Die profete het visioene van die Here gesien. Nou voordat ek dit beskryf, wil ek net sê, die profetiese visioene was nie daar sodat ons kan weet hoe God lyk nie, maar eerder wie God is. Daarom is die dinge wat hulle baie keer sien eerder 'n metafoor, 'n voorbeeld van iets wat die karakter van die Here vir ons kom uitdruk, eerder as 'n beskrywing van hoe hy fisies lyk. Maar selfs wanneer ons na hierdie beelde kyk wat die profete gesien het, dan sien ons beelde wat nie pas by die beeld van 'n mens nie. Esegiel, in Esegiel 1 vers 26 tot 28, sien vir God in die gedaante van 'n mens, met ander woorde, hy het die vorm van 'n mens, maar die hele mens gloei met brandende vuur, soos koper wat warm gemaak is. In Daniël 7 vers 9 tot 10, word die Here hierdie keer uitgedruk as 'n persoon met 'n wit kleed agter hom en met spierwit hare, maar sy troon en oral waar hy beweeg, steek aan die brand. In Openbaring 1 sien ons amper 'n vreesagtige beeld van die Here Jesus Christus, waar hy 'n tong het wat van stal gemaak is, soos 'n swaard wat skerp is aan twee kante, vuur wat by sy oë uitkom, wit hare, 'n brandende voete en oral waar hy beweeg, skroei die aarde. Die ergste van die alles is dan sekerlik in Openbaring 5 vers 6, waar die Here beskryf word, en ek wil die woorde lees. Daar staan: "En ek het gesien en kyk, in die midde van die troon en die 4 lewende wesens en in die midde van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is." Nie 'n mooi lam met spierwit wol wat cute in die middel daar staan nie, maar 'n lam asof hy geslag is, hoor, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde.
Terwyl Psalm 91, 17, 36 en 61 praat van God wat vlerke het soos 'n arend. Nou ek sê weer, hierdie verskynsels is nie bedoel om vir ons te wys hoe die Here lyk nie, dis 'n metafoor. Die 7 oë verwys na God se alsienende alwetendheid. Hy weet alles en sien alles. Die vlerke verwys vir ons na sy kragtige beskerming wat hy kan bied. So al hierdie beelde is metafore wat vir ons iets van die Here wil kom uitdruk, maar in almal van hulle sien ons een vaste waarheid. God is nie 'n mens nie. God is nie 'n fisiese wese nie, hy is gees. God is ewig, hy is onsienlik. In 1 Timoteus 1 vers 17 roep Paulus uit aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek dink een van die grootste foute wat die mens maak in vandag se tyd is om aan God te dink asof God 'n mens is wat net 'n bietjie van 'n hoër rang het as ons. God is nie 'n mens nie, hy is die heilige van dae. Hy is die ondenkbare, onbeskryfbare, ewige God. Al sou ons al ons gedagtes, al ons intelligensie, al ons verbeelding bymekaar sit vanoggend en ons probeer om een prentjie te vorm van wie die Here is, sal ons nog nie eers naasten by daar uitkom nie. Dawid het geskryf dat as ek begin dink aan die gedagtes van die Here, dan is dit vir my te veel. Dit is soos die sterre in die hemel en die sand in die see. Ek kan dit nie eers tel of begin om dit te begryp nie. My brein is net eenvoudig te klein. Ironies genoeg is dit juis hierdie grootheid waarmee die Ou Testament baie keer na God verwys, wat die Here Jesus se bediening op aarde so vreemd gemaak het, en veral sy boodskap in Matteus 5 en 6, die bergpredikasie. Jy sien in hierdie boodskappe en baie ander van die gelykenisse wat die Here Jesus vir ons kom lewer het, kom skep hy weer vir ons 'n beeld van God daarbo, maar hierdie keer wanneer hy die beeld van God skep, skep hy hom nie in daardie vuur en daardie aardbewings en daardie gloeiende koper soos die vorige profete nie. Maar wanneer die Here Jesus vir God kom voorstel aan die mens, kom hy op 'n baie spesifieke manier. En hy kom stel hom aan ons voor op 'n nuwe manier. Hy kom stel hom aan ons voor as Vader. Matteus 6 vers 9 sê, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Jy sien, die Here Jesus kom stel 'n ander kant van God die Vader voor, wat vir die mense in daardie tyd 'n vreeslike vreemde gedagte moes gewees het. Nie net is hy die heilige van daai, die oue van daai, hy wat is en wat was en wat kom. Hy wat die wêreld geskape het met 'n gedagte, met 'n woord nie. Hy was nie net die heilige van Esegiel en Jesaja en Jeremia nie, maar hy was ook terselfdertyd onse Vader. Hy was die leeu, maar hy is ook die lam. Selfs erger is dit in Markus 14 vers 36 gebruik die Here Jesus die term Abba Vader. Abba Vader is 'n ou Arameese term wat 'n kinderaanspreekvorm vir vader is. Die naaste wat ons daaraan kan kom in Afrikaans is die woord papa. So in Markus 14 vers 36 noem die Here Jesus vir God onse Vader, nie net onse Vader nie, maar hy noem hom Papa Vader. En dis 'n ongelooflike manier waarop die Here Jesus sy verhouding met God uitdruk, want hy spreek hom aan in hierdie tere, hierdie intieme pa-seun verhouding.
Hy is nie net meer die heilige wat daar ver van ons af verberg is, wat op die berg van vuur is, waarby ons nie kan uitkom nie, maar die Here Jesus kom stel ons voor aan die God met wie ons 'n verhouding kan hê, soos wat 'n pa en 'n seun 'n verhouding met mekaar het. Die mense daardie tyd het nie baie hiervan gehou nie. In Johannes 5 vers 18 probeer hulle om die Here Jesus dood te maak, juis as gevolg van sy verhouding met God die Vader. Daar staan hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en hom met God gelyk gestel het. Die Here Jesus was baie ernstig oor hierdie beeld. As ons Bybelse bronne naraadpleeg, dan sien ons dat die Here Jesus so wat 170 keer die term onse Vader of my Vader in die evangelies gebruik en 100 keer die uitdrukking my Vader net in die evangelie volgens Johannes. En natuurlik doen hy dit met 'n spesifieke rede, nee. Want dit was juis die Here Jesus gewees wat daardie voorhangsel laat skeur het toe hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het, wat gemaak het dat ons weer toegang tot die Vader kon hê en weer in hierdie pa-seun verhouding met die Here kon staan. Dit was juis die Here Jesus wat deur sy kruisdood vir ons dit moontlik gemaak het om weer 'n verhouding te kweek met God, soos wat hy met sy kinders in die tuin gehad het. Jy sien, hy het die wêreld van die begin af lief gehad. Van die begin af wou hy saam met sy kinders gewandel het. Daarom het hy ook in die tuin van Eden saam met Adam en Eva in die aandwentjie gekom en saam met hulle gewandel en met hulle gepraat en met hulle tyd spandeer. Want hy wou vir hulle 'n pa wees en hulle sy kinders. En deur die Here Jesus Christus, deur die offer wat die Here Jesus vir ons aan die kruis gebring het, het hy dit vir elkeen moontlik gemaak om weer hierdie verhouding te hê met 'n hemelse Pappa. Wat leer Johannes 1 vers 12 ons? Maar aan almal wat hom aangeneem het, aan die wat in sy naam glo, het hy die mag gegee om wie te wees? Kinders van God. Kinders, familie van God. Vanoggend wil ek vinnig kyk na wat dit beteken as God ons Vader is. Wat beteken dit vir my prakties in my lewe wanneer ek sê dat die Here Jesus, dat God in die hemel my Pappa is? En in die eerste gedagte sien ek, ons Vader is lief vir ons. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Ek is nou vir amper 'n jaar lank AJ se pappa. En hoewel ek in die verlede, voordat ek nou met Jacqueline getrou het, baie met kinders gewerk het en half vol van myself in hierdie ding ingestap het en gesê het, ek gaan hierdie kind baie maklik en goed kan hanteer, het ek 'n moeilike les geleer en dat dit maar moeilik is partykeer om 'n pappa te wees. Een van die dinge wat ek nou nogal mee sukkel is dat kinders vir een of ander rede hulle beste probeer om ten alle tye die gevaarlikste moontlikste ding te kan doen. Dis asof hulle hardloop na die deurstoep van die dood toe en jy moet hulle ten alle tye bewaar dat hulle nie daar uitkom nie. Hulle sal roosterbroodjies uit die toaster uithaal met 2 virke en trots na jou kyk en sê, kyk pappa, nou brand ek nie my vingers nie. Hulle hardloop oor die pad sonder om te kyk of daar verkeer aankom. Hulle vang giftige insekte in die tuin. Hulle klim op die hoogste punt van die dunste bome om te kyk hoe hoog hulle kan gaan. Hulle praat met vreemdelinge in die pad. Hulle hardloop met 'n skêr en hulle ry sonder hulle sitplekgordels. Dis belaglik hoe baie keer jy daai kinders se lewe moet red. Nou, dit het my ook iets van myself leer verstaan, want al daai dinge het al gebeur in hierdie jaar.
En dit is dat ek ook dinge nou doen wat ek nog nooit van tevore gedoen het nie. Sien, ek sal oor die kombuisvloer nou duik om daardie 2 elektriese virke uit sy hand uit te gryp. Ek sal voor dieselfde verkeer uithardloop om hom uit die pad uit te skop. Ek sal in daardie selfde dun boom klim en vir een of ander rede sê gee my jou hand. Ek sal vuiste maak vir vreemdelinge in die pad. Ek sal in die middel van die pad gaan staan en sê sit nou daai sitplek gordel aan voordat ek 'n tree verder ry, al hoed die helfte van Sasolburg vir my. Ek sal belaglike dinge doen om die lewe van my kind te spaar. Sien, 'n ouer se liefde is nie 'n tweerigtingsliefde nie. Ons het nie nodig dat kinders soet of gehoorsaam of goed moet wees voordat ons vir hulle lief is nie. Ons verwag nie 'n sekere standaard van liefde voordat ons dit aan hulle bewys nie. 'n Ouer het gewoonlik daardie suiwer, mooi liefde wat alles sal gee vir hulle kinders. Wat in 'n oomblik sonder huiwering hulle lewens sal aflê vir hulle kinders. Hierdie tipe liefde sien 'n mens net by party ouers en by die Here. Want sien, ook ons hemelse Vader het ons so lief gehad, dat hy vir ons gesterf het. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God het ons so lief gehad, dat hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Hy het ons sondes op hom geneem, hy het ons skuld betaal. Liefde was sy enigste motivering. Liefde is die enigste verduideliking vir die kruis. Die Here het ons lief. En die Here se liefde het nie eers vir ons opgedroog daar toe ons tot bekering gekom het nie, maar sy liefde duur nog steeds vir ons voort. Romeine 8 vers 38 tot 39 sê, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Vanoggend het ek 'n wonderlike werk en my werk is eenvoudig om vir jou te kom herinner. Die Here is vir jou lief. Hy is nie lief vir jou op 'n flou of 'n eenvoudige manier nie. Hy is nie vir jou lief op 'n vriendskaplike manier nie. Die Here is vir jou lief op 'n onverstaanbare, onmenslike, onlogiese, ouerlike manier. Die Here is vir jou so lief dat hy aan die kruis gesterf het sodat jy 'n verhouding met hom mag hê. Die Here is vir jou so lief dat hy presies weet wat in jou lewe aangaan. Die Here is vir jou so lief dat hy elke haar op jou hoof getel het. Die Here is vir jou so lief dat hy enigiets sal gee of doen, dat hy wêrelde sal omkeer om vir jou te bewys hoe lief hy vir jou is. Ja, die Here is groot. Ja, die Here is nie 'n mens nie. Die Here is volmaak en die heilige en hy's rein en hy's regverdig, maar die Here het jou innig lief. En ek wil vanoggend vra dat jy dit jou eie sal maak. En dat jy daar in die bank waar jy sal sit, net vir jouself sal herinner en sê, die Here het vir my lief. Met my foute. Met my tekortkominge. Met my sonde self. Is nie 'n verskoning vir die foute of die tekortkominge of die sonde nie, maar met dit alles. Met alles wat ek gedoen het, met alles wat ek nog gaan doen. Jesus het my lief. Diep en innig en opreg lief. Onvoorwaardelik lief. Die Here het my liewer as wat ek enigiemand in my lewe kan hê. Nie 'n ouer of 'n eggenoot, nie 'n meisie of 'n kerel, nie 'n troeteldier, 'n werk of 'n stokperdjie. Die
Julle wêreldse liefde is nie genoeg om sy liefde te ewenaar wat hy vir jou het nie. Weet vanoggend die Here het jou baie, baie lief. Hy is jou pappa. Die tweede gedagte. Onse Vader beskerm ons. Psalm 91 vers 4 sê, hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil, sy trou is 'n skild en 'n pantser. Dawid beskryf in Psalm 91 een van die besondere vaderlike eienskappe van God. Jy sien, soos wat 'n pa partykeer die verantwoordelikheid voel om sy vrou en sy kinders te beskerm, so beskerm die Here ook sy kinders. Dawid gebruik hier die voorbeeld van 'n hen. Ek weet nie wie van u dit al gesien nie, maar as dit nou koud is of dit reën of daar is 'n gevaar en 'n hen het kuikens, dan sal sy haar vlerke so oopmaak en die kuikens hardloop dan met instink so onder die vlerke en dan hou sy hulle so onder haar vlerke vas. En wanneer dit gebeur, dan sê sy letterlik dat dit maak nie saak wat met my gebeur nie, die wind, die weer, die predatore, alles moet eers by my verbykom voordat hulle hier by my kinders kan uitkom. Die Here Jesus gebruik dieselfde metafoor in Matteus 23 vers 37 as hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Maar die beskerming van die Here is partykeer ingewikkeld, want dit gebeur nie soos wat ons dink dit gebeur nie, nê. Baie mense sal vir my sê, maar as die Here dan my beskerm, hoekom gebeur slegte dinge nog met my? Hoekom gebeur daar aaklige dinge met mense wat aan die Here vashou? En ek meen, as ons na die skrif gaan kyk, dan sien ons voorbeelde daarvan. Ek meen, as jy die Bybel net so 'n bietjie gaan lees, dan kom jy agter dat dit amper lyk asof slegte dinge juis gebeur met mense wat die Here wil dien. Josef het in 'n put geland. Moses was uitgeskop uit sy land uit in 'n woestyn. Teruggekom en toe word hy die baas van 'n aaklige volk wat nooit wou luister nie. Paulus was konstant in die tronk. Al die disippels was martelare. Daar was letterlik nie een persoon wat die Here gedien het in die Bybel wat amper nie een of ander erge tragedie in hulle lewe ervaar het nie. Job, Josef, Moses, die apostels, almal van hulle het hierdie aaklige dinge in hulle lewens gehad. So waar was die Here se beskerming dan vir hulle? Maar as ons so vra, dan verstaan ons nie die beskerming wat die Here ons bied nie. Sien, die Here se beskerming is nie 'n waarborg dat daar nooit iets leliks met ons in ons lewens gaan gebeur nie. Sy beskerming is vaderlik. Sy beskerming is teen ons einde. Jy sien, die Here beskerm ons op so 'n manier dat hy weet dat maak nie saak wat met ons gebeur hier op aarde nie, dat ons nog steeds by hom sal wees in die hemel. Hoor wat sê Johannes 10 vers 28 tot 29. Luister mooi na hierdie kosbare woorde van die Here Jesus. Hy sê, en ek gee hulle, ek is die Here Jesus, hulle is kinders van die Here, die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. As ek hierdie woorde lees, dan dink ek amper aan 'n kind wat partykeer siek is, en wanneer daardie kind siek is, dan is dit aaklig, en die medisyne wat hulle moet kry is partykeer sleg, en partykeer as hulle nou koors het, dan moet jy hulle in 'n koue stort gaan sit, en dis vir hulle aaklig om daar te wees, en is onlekker is nie 'n woord nie, maar ek siek, so vergewe my, maar dis nie lekker nie, om in daardie aaklige omstandighede te wees nie, maar die ouer weet al reeds wat die uiteinde daarvan is, en daarom laat hulle hierdie sleg partykeer toe, sodat die goed uiteindelik kan kom. Die Here weet hoe ons gaan opeindig. Hy laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat hom liefhet. Al verloor jy alles in hierdie lewe.
Al is jou lewe die ergste lewe wat ooit geleef kan word, is dit 'n sekonde van 80, 90 jaar wat jy op hierdie aaklige planeet vasgevang is en 'n ewigheid by hom. Dis wat hy beskerm. Verder beskerm die Here ons in die storm. Vir Jesaja skryf hy in Jesaja 43 vers 2, as jy deur die water gaan, ek is by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie, en as jy deur die vuur gaan, sal hulle jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Een van die mooiste beelde hiervan is sekerlik vir my in die verhaal van die disippels wat uitgegaan het op die meer. Dis vir my een van die besondere verhale in die evangelies. En as 'n mens dit mooi gaan lees, dan merk 'n mens nogal interessanthede op. Soos byvoorbeeld, dis die enigste plek in die evangelie waar daar staan, Jesus het ietsie forceer. Want daar staan, die Here Jesus het hulle forceer om op die skuit te klim. Nou in my gedagtes moet ek sien, hoe hierdie disippels wat die Here Jesus gevolg het, so half by die meer staan met die bootjie wat daar agter hulle op die water dobber. En dan sê die Here Jesus vir hulle, klim op die skuit en vaar so lank oor na die ander kant toe, ek kry julle daar. Nou ek is partykeer 'n analitiese mens, so my eerste gedagte sou wees, hoe gaan u ons daar kry? Dis nie asof daar 'n helikopter is wat u vinnig kan oorvat nie. Dis nie asof u vinnige kameelperd kan vang en om die dam hardloop nie. Hier's net een skuit, ons moet oorgaan. Hoe gaan u ons daar vind? Dit maak nie sin nie. Die tweede ding wat besig was om te gebeur is, daardie meer was bekend gewees as die see van storms, as gevolg van die geweldige groot hoeveelheid mense wat hulle lewens daar verloor het. En nou stuur die Here hulle uit, waarskynlik met die wolke wat daar agter al klaar begin om bietjie te raas, en hulle wil nie op die skuit nie, die Here forceer hulle op die skuit en stoot hulle so half in die water in, en daar gaan hulle uit op die skuit, en die Here Jesus gaan uit op die berg om daar te gaan aanbid. En dan staan daar, as ons mooi daardie verhaal gaan lees, hy was besig om te bid, toe sien hy hoe hulle in die storm vasgevang was, en hulle was ure lank in daardie storm. As die mens die Bybelse tyd nou gaan vertaal en hoe ons tyd lees, dan kom 'n mens agter dit het in die vroeë aand begin, en tot die volgende oggend 3 uur het hulle nog teen daardie storm beklei. En nou sien ek in my gedagtes bekommerde disippels wat water uit die skuit uit moet gooi. Dis al klaar 11 mense op een bootjie. Hy kon nie baie hoog gewees het nie. Lekker diep in die water gesit en hulle gooi water uit daardie bootjie uit en is donker. Daar's nie ligte nie. Hulle moes met kerslig en lampies gaan en dit reën en die wind waai. So ek kan nie dink dat daar enigiets meer oor is nie. En dit reën en is wolke en hulle weet nie eers wat se kant toe is vorentoe nie, en hulle is in hierdie absolute aaklige omstandighede. En dan staan daar die Here Jesus sien dit op die berg, terwyl hy op die berg staan. Kan hy, as hy daar op die berg staan, vir die storm sê, shh, en die storm is stil en die disippels vaar heerlik, oor hy kan, is dit wat hy doen? Nee. Wat sê die Bybel, wat doen hy? Hy bid klaar tot 3 uur die volgende oggend, en dan loop hy af by die berg, en dan sê die Bybel, hy was al wandelend op die see. Al wandelend is nie 'n drafstappie nie. Al wandelend beteken hy het rustig op hierdie see gestap. En dan kyk 'n mens na die optrede van die Here Jesus, en as mens eerlik met jouself is, dan sê jy, Here, hoekom? Hoekom doen nie hierdie dinge? Hoekom nie net daar op die berg sê, asseblief storm, stop het, en die storm is dadelik kalm nie? Maar jy sien, die Here Jesus het geweet, daardie storm is nodig vir sy plan. Die Here Jesus het geweet dat vir jare daarna gaan mense nog vertel van Petrus wat in daardie storm uitgeklim het op die water en sy oë op Jesus gehou het, en mense gaan hulle lewens vir die Here gee as gevolg van hierdie verhaal. Hy het geweet dat hulle daar op die bootjie hom vir die eerste keer in die evangelie sal erken as God die Messias. Hy het geweet dat hy in beheer is van die storm, dat daar geen natuurelement is nie die storm nie, nie die see nie, niks wat hom kan onderkry nie. Hy sal op water loop om by sy kinders te wees. Sien, hy vat ons nie altyd uit die storm nie, maar hy is altyd daar in
die storm. En hy weet hoe dit eindig. In Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike, en God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Hy het klaar geweet hoe hulle einde sou wees. Daar mag dalk storms in ons lewens wees. Daar mag dalk dinge wees wat ons nie op die oomblik kan verstaan nie, maar vertrou die Here, hy is ons beskermer. Hy gaan nie al die storms in jou lewe stop nie. Hy gaan nie die pad vir jou gelyk maak en al die klippe uit jou pad uitrol nie, maar hy gaan elke tree saam met jou gee, want hy is jou pappa. Die derde en die laaste gedagte. Onse Vader lei ons. Psalm 32 vers 8 sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee en my oog sal op jou wees. Dit is vir my persoonlik mooi partykeer om te sien hoe kinders hulle ouers namaak sonder om dit te weet. Hulle begin dieselfde gedrag te toon, dieselfde manier te staan en te beweeg. Hulle begin dieselfde dinge te sê en mense het nie eers nodig om 'n woord te sê vir hulle om dit te doen nie. Hulle leer dit maar net soos klein sponsies wat so bietjie van jou opsuig. My broer se seentjie is nou 1 jaar oud en hy's baie bang vir die stofsuier. So as hulle die stofsuier in die huis aansit, dan huil hy iets vreesliks. En my broer en sy vrou is wrede mense, so hulle het nou 'n geleentheid met hierdie vrees gesien. En elke keer wanneer hierdie kleuter nou aan iets vat, draai of dit byt of ergens hardloop waar hy nie moet hardloop nie, dan maak hulle net en dan skrik hy homself in 'n ander bloedgroep in en hy draai net daarom en hy hardloop in 'n ander rigting. Baie bang vir hierdie stofsuier. En die plan het soos 'n bom gewerk. Totdat my boetie nou die dag bietjie met hierdie ouetjie begin raas en so in die helfte van sy raas kyk hierdie 1-jarige seentjie om en gaan terug vir sy pappa. Kinders luister ongelooflik fyn en hulle word eintlik op 'n manier so, verskoon die Engels, 'n copy-paste van hulle ouers. En ek dink dis een van die groot redes waarom die Here Jesus vir God die Vader ons pappa wil noem. In 2 Korintiërs 3 vers 18 skryf Paulus die volgende, hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Jy sien, Paulus sê daar in mooi Afrikaans, dit is wanneer ons die woord bestudeer, wanneer ons die Here leer ken, dan is dit asof ons in 'n spieël kyk. Maar in die spieël sien ons nie die beeld van onsself nie, ons sien die beeld van die Here en dan word ons deur te kyk in hierdie spieël verander na hierdie beeld, sodat dit wat in die werklike is, meer lyk soos dit wat ons in die spieël sien. En dis presies wat gebeur. God het hierdie begeerte dat ons soos kinders sal opkyk na hom wat lig is en goed is en liefde is en dat ons daar dieselfde wese sal word deur die werking van sy Heilige Gees. Jy sien, dis 'n besluit wat hy geneem het voordat hy hierdie aarde gemaak het. Het hy klaar besluit dat hy die voorreg sal gee dat elke kind van die Here, almal wat gered is deur die Here Jesus, hierdie reistog sal begin, waarin hulle elke dag veranderd sal word om meer en meer te wees soos Jesus, soos God die Vader. Romeine 8 vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer. Hy het hulle gekies om wat te doen? Om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. God het 'n begeerte dat ons sal opkyk
na ons geestelike pa en sê, ek wil soos my pa wees. Ek wil soos my pa praat, ek wil soos my pa dink, ek wil soos my pa reageer. Ek wil daardie gees wat in my pa is, daardie wese van my pa, wil ek ook in myself hê. Ek wil copy-paste van God wees. Nie om te sê dat ons gelyk is aan God, of so groot of so sterk soos God nie, maar dat ons sy karakter sal hê. Vrede, vreugde, vriendelikheid, geloof, geduld, goedhartigheid, selfbeheersing, nederigheid en heel bo alles liefde. Miskien moet ek vanoggend afsluit en net vra, lyk jy soos jou pa? As jy na jou lewe kyk, en jy kyk na jou pa wat jou ongelooflik, onbeskryflik liefhet, en jou net wil beskerm, lyk jou lewe vandag soos die lewe van jou pa? Sien mense jou pa en jou raak? Is daar familietrekke op 'n geestelike vlak? Leef jy in sy liefde? Is jou dade sy dade, jou woorde sy woorde? Het jy geduld soos wat hy geduld het? Het jy vergifnis soos wat hy vergewe? Het jy reinheid soos wat hy rein is? Het jy vriendelikheid soos wat hy vriendelik is? Is daar nog goedheid in jou lewe? Miskien moet ons 'n baie eenvoudige gebed bid vanoggend. Papa, maak my meer soos jy. Maak my meer soos u. Gee dat mense 'n bietjie van pa in my raak sien. Want ek wil wees soos wat u is. Kom ons sluit die oë, kom ons bid saam. Vader, hoe is dit moontlik dat u ons so liefhet, so innig en teer liefhet, so volkome vergewe het, dat ons op die kruispad vanoggend tot aan die troon kan kom en sê, Papa, Abba Vader, maak ons meer soos u. Gee my die klop van die hart. Leer my die klank van u stem. Vul my met u gees. Maak my soos die maan vir die son 'n refleksie van u goedheid. Want ek wil soos my papa wees. Amen. Kom ons sluit af met 'n kosbare lied. Ons gaan dit is 'n Piet Smith se weergawe hiervan, maar ons gaan die Onse Vader sing. Baie, baie dankie. Ontvang dan nou die seën van die Here, geliefde kinders van God. Die genade van God onse Vader, die liefde van onse Here Jesus Christus en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat hy ons kom haal en ons vir ewig woon in sy Vader se huis. Amen. Baie dankie.